Sê mos as ek nie vir jou kan teks gee nie, dan moet my nie glo nie. So kom ons kyk wat sê Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied. Sal hy 'n nagroos wees. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Right, dis mos nou wat ons Sondag gepraat het. Wat ons oor gepraat het van dit het die Here behaag. So dit het vir God, dit was van 'n heerlike geur. Kom ons kyk wat sê die woord nog verder in Efesiërs 5 vers 2. Kyk net wat 5 vers 2. Hy sê, kom ek lees my een, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom met die hoofletter Jesus vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Daai oorgee beteken eenvoudig waar God hom oorgegee het aan die kruis tot 'n lieflike geur. Oorgegee is waar hy vernietig is, waar Jesus aan die kruis vernietig is. 'n heerlike geur vir God. Ons het mos nou daaroor Sondag gepraat. Here, hoe is dit moontlik dat dit 'n heerlike geur? Verstaan jy? So dit gaan oor dit wat ek gesê het, die gehoorsaamheid van Jesus wat hy bereid was, die grootheid van liefde. Mense, ek dink ons dit wat ons ervaar van liefde is seker 'n sandkorrel van die liefde van God. Amen. Vir ons as sy mens, as sy kinders, vir ons as sy beeld. Verstaan jy, dis hoekom God alles in sy vermoë sal doen sodat die mens gered kan word van die hel, want die hel is nie gemaak vir ons nie, maar vir Satan en die demone. So God sal alles in sy vermoë sal doen om met ons te kommunikeer. Maar daar is 'n probleem wat tussen kommunikeer met ons en God staan, en dis die eie ek, die vlees. En dis hoekom die Here sê, Jesus kom en hy kom wys vir ons wat werklik liefde en gehoorsaamheid is, deur te sterf aan die kruis, sodat daai mooi verhouding met God kan herstel, dat God met ons kan kommunikeer. Hy is bereid hierso om te sterwe, soos wat ons die woord sê, ons kruis moet opneem en sterwe. Hier's 'n baie groot ding, want God wil kommunikeer. God wil met ons gesels, maar tussen ons en God staan die vlees. So die vlees, dis hoekom hy sê ons moet aan jou kruis opneem en sterwe, sodat ons kan begin kommunikeer met God. Want as ons in die gees wandel, dan kommunikeer ons met God. Maar daar is sekere dinge wat verhoed, en dis die vlees. En ons kan in Timoteus en in Galasiërs 5, daai vrug van die vlees, dis alles dinge wat verhoed dat ons kan kommunikeer. Die grootste probleem is ek en jy self, ons ek. En ons praat, daar's al seker horde preke oor die eie ek, maar ons bly leef in die eie ek. Oor wat ek wil hê en wat my belang is. En dit wat ek Sondag gesê het, kyk net in wat moet ons alles sterwe. Jy moet eintlik in niks wees nie. Soos ek Sondag gesê het, ons het geen reg in hierdie lewe, behalwe die reg wat God vir ons hier kom gee, om hom te verheerlik, eerste plek, en om die evangelie uit te vat. Dis wat, verder het ons geen reg op niks. Niks. Ons moet sterf in alles. Jy het nie die reg, as om Koen my byvoorbeeld iets sê, wat nou nie vir my aanstaan, het ek geen reg om hom terug te antwoord. Dis hoogmoed. En hoogmoed maak dat ons nie met God kan kommunikeer nie. Ons is so, as die oomblik as ons self verdedig oor iets, al weet jy, kyk net hoe moet ons sterf. Mense, dit is geweldig om te besef, en dis 'n proses. Dis 'n ding wat so. Ewen ek sit 'n sukkel baie met, daar's klomp goed wat ek nog moet sterf. Verstaan jy, sodat ons, soos ek Sondag ook gesê het, van aangesig tot aangesig.
Daar het ou Paulus gesê, werklikheid gesterf in alles. En God gebruik hom. So dis baie. So die eerste punt wat ons daar het, om God te behaag. Dit behaag God. Want hy weet, mense, die poorte van die hel is oop. En Satan is op sy eie pad. Deur om vir iemand wat besluit het, ek wil God behaag, om hom van die pad af te kry. Of vir 'n vrou, man, om vir jou van die pad af te kry, want hy weet wat die gevaar is van iemand wat God behaag, wat bereid is en te sê, Here, ek wil sterf in alles. Want die krag, wat ek ook gesê, die krag en die heerlikheid wat deur jou begin vloei, en die verskil wat jy maak in mense se lewens, sonder dat jy so 'n bietjie eer vir jouself vat. Want dit gaan alles oor, wat is eer, hoogmoed. Hierdie goeders loop alles. So ons moet so sterf in al hierdie dinge, dat as iemand my sien, moet hulle Jesus kan sien. So moet dit weerspieël, ek is nie Jesus, of jy is Jesus. Hoor sê ek, die vrug van Jesus moet jy weerspieël. Verstaan jy? So dit, want ons is gemaak na sy beeld beteken jou denke en jou wil en emosies moet sterwe, sodat ons kan daai beeld uitstraal. Tweede puntjie, hoekom laat God dit toe? Omdat dit jou volkome maak, volledig maak. Kom ons kyk toch net gou, aan die punte sal ek oorslaan dat julle self kan later, maar Hebreërs 2 vers 10, iemand kan sommer altyd sommer so, en anders vat dit vir my vreeslik lank as ek moet, ons wil nie vandag klaarmaak as ons moet. Elke een loop naslaan. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. So ons is gemaak na sy beeld, volmaakte beeld. So dis wat die Here, omdat dit jou volkome maak. Dit beteken om jou na die beeld van God te vat, volkome te maak. Want dit is, die Here sê, wees heilig want ek is heilig. Amen. Nou God sal nie sê, wees heilig as dit nie moontlik is. Dis moontlik. Mense, dis weg. Ons is alreeds heilig in die sin van dat ons aan God behoort. Want alles wat aan hom behoort, is heilig. So ek is heilig, jy is heilig. Ons is heilig. So, maar nou moet ons daai heiligmaking nastrewe, wat die Here Jesus vir ons op aarde kom wys het. Daai volkome heiligheid. Dit sal elke dag ding wees. Maar as ons nie nou begin streef daarna nie, dan sê jy, God wil jou nie, hoekom is ons so tevrede met die minimum? As God vir jou so baie instoor, hy het geweldig baie instoor. Ek kyk hier een wat het ons daar by die apteek, liewe Vader, dis nou so 'n jong pastoortjie daar van Concordia, ek weet eers wie hy is, maar jesulik, dis weer net vir pastoor, hy wil net vertel hoe hy nou, as hy met jou bid, dis voete wat langer word, en ag, liewe genade, in my gees beleef ek, en ek ervaar dit op daai oomblik, Here, ten minste is daar nog iemand wat iets stry, maar hoe baie moet hierdie man nog sterf in homself, om te besef, ek en jy is niks. Ons is so niks, dat hy op 'n punt kan kom, hoe as ek vir jou bid, dan groei jou bene, as ek vir jou, man, ek is so geïrriteerd, dat ek kan iets oorkom. Nee, moenie jou hand so sit, Jessie man, spak ek net daar, eintlik die perd dat sy keel wil gryp en sê, hoor, jy gaan terug hoor, dat jy begin sterwe in jouself. Ons is te arrogant as predikers, want ek moet nou nie my arm so op Christine sit, nee, ek moet nou so. Wat die hel is die verskil, man? My genade, man, asof jy nou God is. Ek weet, sulke goed, daai klas van goed wil ek weg, ja, ek die lewe. Daai goeders irriteer my, verskrik, want hulle wil eintlik God wees. En dan gaan 'n mens terug, sorry pastoor, terug na wat Koen vir ons leer, die Onse Vader. Daar word nie gesê hoe jy en wat jy moet doen en hoe hoog jy moet spring en laag.
God doen alles. Ek hoef eers aan jou te raad, man, God doen alles. Of Paulus het net 'n sakdoek sommer uitgestuur. God doen alles. Nie eers die sakdoek is die ding gewees. Dis onder God. Alles moet as ons sterf en volkome raak, want dit is wat sterf. Dis wat lyding. Mense, daar is bitter min mense wat bereid is om lyding deur te gaan. Ek praat van lyding deur, ek praat nie van verdrukking van wegraping. As jy begin bedien maar net, soos wat die woord van die Here sê, vir jou sê, dan sal jy sien hoeveel lyding gaan jy deur. Jy sal geroer word. Heerlik. Mense bid vir God vir lyding. Ons moet lyding kry. Marie, jy moet nog bietjie smak om te kry te min. Jy maak sommer krap. Maar mense, lyding is so kosbaar. Dis een van die wonderlikste dinge. Ek kan vandag persoonlik getuig van lyding. Ek doen nou nie getuienis, ek praat van my pad met die Here, van verneder, van sleg sê, van afbreek, en jy's te sleg om te werk, en jy's te dit, so bly dit mos die heel God se dag. Mense het mos baie tyd om hulle besig te hou met hierdie gemors. Die media, verstaan jy? Maar die media moet daar wees om jou af te breek. Ons moet afgebreek word, mense. Want jy sê daar lê vir ons kosbare dinge in stoor as gevolg van lyding. Wie lyding is die enigste ding wat vir jou nederig maak voor God. Werklik. Dis nie lekker. Maar om 'n kruis te dra is nog nooit, dit was vir Jesus ook nie lekker. Maar hy het vir ons 'n voorbeeld gestel. Verstaan nie? Dis so kosbaar, want daar's niks arrogantheid. Kom ons gaan aan. Gehoorsaam te maak. Natuurlik. Lyding maak jou gehoorsaam. Dis wat lyding doen. Lyding maak jou gehoorsaam. Gehoorsaam aan God. Verstaan jy, ek gee nie meer om. Mense kan sê wat hulle wil. Ek bedoel, as jy deur lyding gaan, ek gee nie meer om wat mense sê nie. Ons worry nie. Ons worry nie wat jy deurmaak nie. Want die woord sê, is dit in waar 34, wat hy sê, deur die 4 oond van ellende, hoor hierso, 4 ellende, sal jy deur moet gaan. Deur die 4 oond van ellende, gaan jy getoets word. Jy sê mense, dit sê 4 verteer. Ellende is afbreek, man. Ellende, jy gaan deur hel. Wonderlik, prys God daarvoor, want hierdie goed maak jou gehoorsaam in sy teenwoordigheid. Dan gee jy glad nie om. Here, solank ek net U stem. Want ek het net een ding, Here, ek wil as 'n instrument hier gebruik word. Ek gee nie om vir niks nie. Mense, nie 'n kar, nie 'n huis, nie besittings, niks in hierdie lewe moet in jou pad staan om die koninkryk van God te verkondig en te doen wat God van jou verlang. Amen. Jo, mense, daar wag vir ons soveel daarbo. Soveel wat hierdie aarde nie eers amper kan bied. Al hierdie tydelike dinge wat gehoorsaam, want die Here sê deur geloof en gehoorsaam behaag jy my. So, maar dit kos breek om by gehoorsame te kom. Hoeveel van ons is werklik gehoorsaam? Ons hoor ons stemmetjie en dat doen ons die teenoorgestelde. Om jou nader aan hom te bring. Dis God se hart. Dit is sy hart. Verstaan jy? Hierdie verhouding wat moet herstel word. Dis soos pa seun, pa dogter. Hy wil met ons gesels, mense. Ons het Sondag mos daaroor gepraat. God se hele hart is om met ons te kommunikeer. Nou moet jy gil. Ek bedoel, as ek 'n boer ben, ex-pastoor hier staan, ek moet staan nou hier, dan moet ek gil. So nou moet God gil, en hy gil nie. God gil nie op niemand nie. So, deur lyding, knak ons, en ons buig. En wat vir jou voel, jy's alleen, is nie alleen nie. Hy nou sê, hier by jou, dis die naaste wat God, want ook in lyding kan God met jou kommunikeer. So, dis so belangrik, mense, want die Here het 'n begeerte om met ons te gesels. Ek het mos gesê Sondag van,
As dit nie 'n tabernakel was, dan is dit 'n tempel. Maar almekaar het God iets gedoen waar sy teenwoordigheid tussen sy kinders kon gewees. Is dit nie liefde nie? Dis soos Marlies se pa sê, ek dink enige ouer wat omgee vir sy kinders en hulle is naby, dan wil jy gedurende braai hou of jy wil 'n eet hou, want dis vir jou lekker om jou kinders om jou tafel hou. Dis vir ons lekker om ons kinders om ons tafel te hê. Dis lekker. Dis family. Ek praat met nie hierdie dwarskinders. Hier wil iemand 'n eysterpyp bykom. Maar ek bedoel dis vir God. Dis wat hy wil hê. Hy hou daarvan om sy kinders rondom. Dis 'n ding. Hierdie, dis nie 'n aanbiddingsplekkie, maar die Here, hier is ons family. Wie dis mos dan verskriklik soos die mense vandag die huis van die Here. Ons is die huis. Ons weet dit, maar hierdie is ook die huis van die Here. Want die tempel was ook die huis van die Here. Die tabernakel was ook die huis van die Here. Verstaan jy? So, as jy sit net iets daar op social media, hoor jy, ons is die huis van die Here. Nou maar toe, as jy by die huis, as jy dan by die huis van die Here is, dan moet jy mos nou sorg dat jy by die huis van die Here kom, waar die family is. Soos wat ons nou hier. Is jy nie deel van die family? Nou family kom in een huis by mekaar. Dis lekker om die Here te prys, soos wat ons nou vanmôre. Dis ons kosbaar. Ek in die huis van die Here. Oei, eers is net oor hulle op hulle ander wil sit daar. Want Sondag is nou spurtyd of KFC en ons het alles verskonings. Ek sê nie so mense regtig nie kan of dit onhoor mooi. Terwille van die heerlikheid wat vir jou gaan volg. Hier is klomp teks. Die krag van God, as die heerlikheid, ek bedoel, as ek hier by God is en ons te gesels. Dis heerlikheid, mense. Dis krag. Is dit nie kosbaar? Hier staan al die teks, terwille van die heerlikheid. En as ek so deur lyding gaan, dan weet ek mos ek is niksie, maar die heerlikheid van God vol. Iewers het ons 'n getuienis gehad van wat iemand net in 'n plek gekom het en daai geur wat Korintiërs praat van die heerlike geur wat jou volg. Die een manifesteer maar sommer diep sleg en hulle begin vloek jou. Yes, dan dans ek met julle opgewonde. Kyk hom eers so, maar daar het hulle sê nee, ek moet. Dis wonderlik. Soos hulle jou so begin sleg sê. Dit moet so wees. Moenie kom kerk by my daaroor nie. Ek gaan vra dat ek jou nog meer. Moenie pastoor daai net dan my sleg gesê. Moenie, ek gaan vir jou sê, ek gaan vra, Here laat hulle nog meer sleg gesê. Wat dit klink bar, maar dis wat lyk nou. Verstaan jy? Ons moet, diene sê dit daai, ons moet oor hierdie hekkie kom. As jy nie gaan oor hierdie hekkie kom, jy gaan jy daar stagneer by pastoor, hulle sê dit, pastoor het dit alweer, jy gaan geen geestelike groei hê. Niks. Hulle doen my ook, nou wie is jy nou? Ons moet, want dis die heerlikheid van God, is agter jou. Verstaan? Dit volg jy. Ja, maar dit is sulke kosbare goed. Dat jy nederig kan word. Ons het dit nou gepraat. Jesus, ek sê vir jou, dit vryk maar. Dit bars. Om nederig te kan word. Want dit kos ons nou 'n prys. Dit kos om naak te staan voor God. En ons wil nie naak voor God staan. Ons wil nie vir my mense wys. Hoor ek is ook, vir al ons manne, hoe ons het aan ons sterk. Ons sukkel maar om te buig en nederig te word voor die Here. Verstaan jy, want daar's goeders binne in ons. Ek sien hier in ons gemeente, dan mense sukkel maar om ek het nou eendag met iemand gesels, wat so 'n bietjie sukkel, die vrese vir die dood en die vrese vir die dit en die, verstaan jy, dan besef jy, daar's goed wat ons nie aan die lig wil bring. Daar's goed, ek bedoel, ek het eendag gesê van die reep wat ek gehad het van sterk
voorryman, maar hy het in drugs verval. Hy is nie skeef, hy is so reg soos 'n paal. Maar as gevolg van die drugs wat eis, moes hy sy liggaam as man vir 'n gay ou afgegee. En om hierdie ding aan die lig te bring, want dis die ding wat jou weerhou, dat die heerlikheid van God jou volg. Dis 'n prys om na te staan en te sê, Here, U weet mos. Ek sê nie jy moet vir almal op dis nie wat ek sê nie, maar om hom uit te bring. Dis maar 'n voorbeeld. Nou ons manne sit met klomp goed, maar die vrouens ook wat ons wegsteek. En jy beroof jou van die heerlikheid van God, omdat ons hoogmoedig met dat seer goeders, dat is nie naak, ons wil nie naak, want die kruis beteken om naak te hang, om naak, ons wil nie dit maak, ons wil nie dit doen nie, want daai seer het 'n hoogmoedsaadjie geplant, en daai hoogmoedsaadjie groei, en ons kan nie nederig raak nie. Vir my is nou elke ding wat ek skink is om vir myself te. Ek lyk sommer om oor myself te skink. Nederig te word, jou man, jou vrou, verwerping, huwelik, al hierdie goed. Omdat God jou wil toets. Jy kan nie gebruik word, voor jy nie deur die woestyn gaan. God sal jou gebruik, hy sal jou altyd gebruik op klein goedjies, praat van groot dinge vir God. Groot dinge vir die Here. Wat jy nie worry nie, my droom is om 'n groot prediker of 'n groot godsvrou op. Nee, as jy gesterf het, worry jy nie daaroor nie. Want niks is groot vir God. Moenie jy jouself groot maak. Ons is niks voor die Here nie. Want as jy eers wil begin groot godsman word, en groot, soos die hande op lê in die, hoor healing hands, soos laatst op die knie, my knie is nou so heel opgebakker na die vrou met haar healing hands, ek sê moet nou weer aan die een kry. Dus hy so, die Here vir my healing hands gegee, nee, die Here het jou niks gegee nie, dis jy wat met 'n klomp hoogmoed in jou sit. Dis waaroor dit gaan. Ons wil nie hierdie goed hoor nie, want as ons by God is en ons het gesterf in onsself, dan weet ons, dis God se genade as ek iemand voorbid en daar genesing en ek wil niks daarmee. Verheerlik God asseblief. Verheerlik vir God. Jou mense, dis wat op Paulus en ek bedoel al hierdie apostels en profete vir ons in die woord duidelik gegee het. Verheerlik God. Verheerlik God. God gaan jou toets in jou hoogmoed, jou nederigheid en krag van sonde in jou lewe gebreek kan word. Lyding breek sonde. Jy besef, as dit nie vir God is, jy gaan dit nooit ontslae raak van hierdie hou vas wat sonde in my lewe. Daar sekere goeders, ons release ons 'n paar goeders, hier wat nie so erg is nie, maar daai dieper ene, daai diep sonde, hou vas ons nog, wat jou eie ek streel. So die krag van sonde, hoe breek mense die krag van sonde, bely op daai oomblik. Niks, moet nou met duisternis toe vat. Moet nou met bære nie. As jy 'n fout gemaak het, onmoontlik, sorry. En dit gebeur daagliks mense, met elke een van ons. Om onmiddellik, moet nou nie wag vir vanaand nie, intussen het die ding al begin groei, vanaand het jy dalk vergeet, môre is hy heel vergeet, dan lê hy, en later het hy gegroei, en nou begin hy 'n probleem raak, hy het nou saad in 'n boom geraak binne in jou hart. So breek hom onmiddellik die krag van sonde. Die oomblik as ek, wat ook al gesê het of gedoen het, om te sê, hey, nou dit, as ek hier verkeerd gepreek het, onmiddellik te kan sê, soos wat op Pieter, wat ons eendag gesels, om te kan sê, sorry, wat is, jy weet waaroor ons gepraat, julle weet, verstaan, ek wil nou nie hier, maar om te kan sê, sorry, want ons wil nie iemand laat struikel, ons wil nie, die Here sê struikelblokke, sal daar wees, moet daar wees, maar wie die een wat die struikelblok is, dis bitter geval, moet nie laat jy die struikelblok, onmiddellik as
ek bedoel as om Eddie nie varkvleis eet nie. Kyk, ek vrek oor vark, ek vreet alles van hom. Die snoep, alles. Daai wat so in die modder, ek like hom. Maar as om Eddie nie vark eet nie, dan nooi ek hom ons nou nie. Jy kan vark eet as jy wil, maar dan wil jy 'n struikel, want sy siel is te belangrik vir God. Dis 'n mens wat gesterf het. Ha? So, ons vat maar vleis en kos, maar enige iets anders wat iemand kan laat struikel, moenie dit doen nie. Ek gaan nie weer vir jou tuin van my. Ek struikel daaroor. En die babie het nie seker. So verstaan jy, Jan van die Mario, Ek sal vir jou gee. en daar sê, maar daai kosbare teksie wat praat van, ag die ander een altyd hoër as jouself. Ek wil niemand seermaak met dit wat ek doen of wat so wonderlik. Omdat dit met jou roeping saamgaan. Ons kan daar die teksies, hoekom laat God leiding toe? Want dit is deel van jou pakket. Dit is deel van die pakket. As jy nie gaan toelaat mense, sal jy nooit jou roeping ten volle geniet. Dit gaan vir jou 'n burden raak. Wat is, praat ek in kas so vir die Engels? Ek weet, jy nou Engels gehoor het. Ja, maar ek weet nie waar, ek weet wat die woord gaan. 'n las. Ek kom nou so vir Engels, ek nou my Ek kom van Suid-Afrika af, daar praat ons dit self nie. Maar meer die my Engels is sleg. Ek het in Loeder so 'n bietjie omgetel, maar ek al weer weet. Net soos wat jy dra, ek het 'n stukkie gelees van op 'n golfbaan. Waar die ou so loop met die golfkarretjie en hy sien hierdie gespikkelde boom. En toe hy nou met die boom loop staan, toe sien maar die een kant is die boom fyn, en die ander kant is hy gespikkel. Toe besef ek maar dis van al die golfballe wat hierdie wat so skyn, wat die boom so slap. En toe besef ek, en dis presies van ons. Verstaan jy, om te weet, jou roeping gaan vir jou 'n paar golfballe gee. Maar voor is hy reg. Die deel wat jy kan sien, en hy's reg man, prys die Here. Verstaan jy, binnekant is hy reg. So jy moet weet, die golfballe gaan vir jou gespikkeld maak hier van agteraan. Want dan is mense maar al vals, en sukkel maar om so voor jou te kom. So hulle is maar altyd so, partye daarom guts. Ja, dis altyd my so lekker, as ek met iemand kan gesels, wonderlik. Terwille van geregtigheid. Want God is geregtigheid. Geregtigheid moet jy nooit hier op aarde soek nie. Jy sal nie geregtigheid op aarde kry nie. Nooit. Moenie geregtigheid verwag. Geregtigheid sal seëvier. Nee, hy seëvier nie. Los. Dit is miskien net so hier en daar sal kastreer. By 'n kind van die Here kan ons nog geregtigheid, want dis wat God van ons verwag as kinders van die Here, om geregtigheid vir die wêreld te wys. Maar moet dit nie by die wêreld soek nie. Nog nooit, net God. God sal regverdig wees, hy het geregtigheid in jou lewe laat geskied. So, en dit kom deur lyding, om te besef, ek moet 'n regverdige persoon wees. Eerder sleg behandel te word, as genot van sonde, ek bedoel, ons weet ook wat dit beteken. Die lekkerte van die lewe, so ons manipuleer, ons raak nou maar so deel van die wêreld, en deel van, dat ons aanvaarding kry en aanvaarbaar is, sodat jy die beeld van Jesus kan volg. Ons het mos nou daaroor gepraat. Dan, waarom wil jy gelukkig wees? Waarom moet ek swaar kry? Hou my aan die lewe, Here, help my om op die smal weg te bly, versterk my deur pyn, lyding, beledigings. Ons vra ons altyd by hierdie vraag, waarom? Sodat ons nader aan God kan kom. Right?
hierdie is maar net ons 4 geestelike afsprake wat ons met die Here het. 4 geestelike afsprake. Kom ons kan iemand gou vir ons Matteus 16 vers 25. Onthou die dag as jy die Here aanneem, is dit hierdie afsprake moet jy nakom voordat jy in diens kan ingeneem word. Voordat jy kan begin werk, moet jy weet, jy het 4 afsprake met God. Matteus 16 vers 25, weet hom vir ons? Want elkeen wat sy siel wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy siel om my ontwil verloor, sal dit vind. Amen. Jy het 'n afspraak met verloor en verlies. Jy het 'n afspraak wat God vir jou gaan sê, om my te volg, moet jy verloor. Jy moet alles prys. Jy gaan verlies, dat jy sonder sekere dinge in jou lewe sal moet begin klaarkom. Verloor en verlies, kosbaar. Mense, jy om my ontwil, moet jy jou alles verloor. Jou begeertes, jou ek, jou alles. Sodat jy kan win, sê by die Here. Wat, partykeer is dit ook, ons is vreeslik aan die preek, maar wat help dat jy duisende mense na die Here toe gelei, maar in jou eie siel het jy skade gelei. So, jy het sekere afspraak, dat jy sonder sekere dinge moet klaarkom, dat jy sekere dinge sal moet ontbeer, dit wat hy teks gee, sekere dinge sal moet aflê. Weet jy, hierdie is verskriklik belangrik, hierdie plek. Regtig waar, dat ons sal moet verloor, prys gee en besef, die ou hemp op baadjie gaan eendag opraak. Die ou liggaam gaan eendag opraak. Dan nie, as hulle nog hier met snaakse goed is. Hier is ons mense wat vir jou Here doodsverlei wil vat. Dis 'n klomp bose geeste. Bose geeste. Solank God vir jou op hierdie aarde en jou oë is oop, het jy 'n roeping. Geen mens lei vir jou in 'n doodsverlei gebed nie. Dis 'n bose gees wat jou roeping wil stop. So ek sê dit sommer dat almal dit weet en hoor. Hierdie namaak gemors van prediker. Dis mense wat nie in diepte by die Heilige Gees van God is. Werklik waar. Werklik waar. As daai ou tannie in Walvis Bay tot op 98 nog altyd sit te bid vir mense. God het jou oopgemaak, jy bid vir mense. Geen verdomde doodsverlei gemors. Dis drek uit die hel. Dis drek uit die hel. Ek bid nie vir 'n mens solank jy nog lewe nie, man. Om nou dood te gaan. Waar kom 'n mens in hierdie nonsens? Dan jy daai goed uit jou huis. Jy verban hulle. Want hierdie goed bring vloeke in jou huis. Dis bose geeste. Tweede een, 'n afspraak met lyding. Kom ons lees Filippense 1 vers 29-30. Dis basies wat ons nou hier gepraat het. Jy het 'n afspraak met lyding. Jy mense, weet dis van die lydende kerk wat sê, pas op voor jy sê ja, Here. Jy moet bereid wees om in jou lewe te betaal, anders moenie sê ja, Here nie. Amen. Jy moet die koste bereken. En dis hierdie koste. Hierdie is die koste. Jy het 'n afspraak met lyding. Ou Paulus waarsku, kyk wat sê Filippense 1. Lees hom maar mee. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Halleluja. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Wat sê die Here? Hoor hierso mense. Dis 'n kosbare woord. Terwyl julle dieselfde stryd het wat julle in my gesien het. Wat het ons gesien in Jesus? Lyding, vervolging, julle verwerping. Julle het dieselfde stryd as ek. Dis kragtige goed as hierdie mense. Dis kragtige woord. So moenie, soos om Koen altyd sê, murmureer nie. Moenie murmureer as die vure val nie. Dit moet so wees. Dis hierdie wonderlike aard. Dis hoe God breek, man. Yes, weet ek raak so opgewonde.
Wie, ek het so vrede met haar. Ek sê die dag as ek en Christine hier weg moet gaan, wanneer dit ook al. Daar's 'n huis vol goed mense. Dit bly alles hier. Niks vat ons saam nie. Behalwe die klere. Pyn, swaarkry, verlies, besering, onderwerpsel, al hierdie goed, dis lyding, dis Jesus. Dit beteken teenstand, tuistering, hartseer, ellende. Wie is bereid vir hy prys? As jy nie bereid is, moenie sê ja, Here nie. As jy nie bereid is om hierdie goed deur te gaan nie, moenie tot bekering kom. Want jy gaan dit nie maak hemel toe nie. Jy gaan dit, om net tot bekering te kom, beteken niks as ons nie die volle pakket wil vat. Dis taalpad mense. Dis 'n pad van vernedering tot in die afgrond. Maar God verhoog. Wat sê die woord? Verneder jou onder die kragtige hand van die Here. En God sal jou verhoog op die regte tyd. Op sy tyd. Nie om deur mense erken te word. Nee, jy hoor gedurig oor hierdie groot godspan en daai groot godspan. Wat is so groot in hulle? Ek vra my net, wat is so groot in die vreeslike godsman? Niks. Van wanneer was hy so groot? Van wanneer was ons so groot? Dit maak vir my nie sin nie. Wie werk deur hom? Nou die groot godsman lê onder die grond. Die groot godsvrou lê onder die grond. So hulle was toe ook nie so groot nie. Wie het groot gewees in jou? Die Heilige Gees. Daai skat wat ons in 'n erde kry het. So die erde kry, die groot van die erde kry het gebreek, maar die skat is nog altyd daar. En met jou sterfte vat hierdie skat, vat jou gees na die regte plek toe. So jy's niks groot nie. Daar's nie groot, ek bedoel, of as hom Eddie vandag eers tot bekering kom. En hier met nou jare, wat is die verskil? Daar is geen verskil nie. Wat sê die woord van die arbeiders? Van die een wat die hele dag werk en die een wat nou net vir die uur kom inval. Die loon is dieselfde. Jy sê dis pragtig. By God is niks so, jy nou inval of jy later inval, die loon is dieselfde, daar is geen groter as die ander nie. Ons is almal klein voor die Here. Dis wonderlik, man. Deur terugslaan en ongerief sal jy moet gaan. Jy sê, dis 'n harde pad, mense. Dis 'n duur pad. Dis 'n pad van sterf. Dis 'n alleen pad. Dis werklik 'n alleen pad in die week. Dis 'n alleen pad. Maar wie hoor lekker? Mense, ek het baie keer, ek het dit ook nie verstaan en ek verstaan baie goeders ook nog. Ek is nou nie 'n groot godsman wat nou alles verstaan. Ek baie goed verstaan ek, maar ek het nou al geleer om 'n bietjie terug te sit en te hoor wat sê die Gees van die Here vir my na 'n tyd. Verstaan jy, so baie daar wat ek ook onder die stoksiel alleen, wie hoe lekker is dit? Dit was nie daai vir my lekker nie, maar vandag is ek, wat het die Here Jesus wie die oomblik as hy 'n kans gekry het, dan het die berg opgegaan en met sy Vader gepraat. Hy kan nie, ek glo, Jesus kon nie wag vir daai oomblikke wat hy alleen kan wees en met die Vader kan gesels. So, wie hoe lekker is alleen pad. Dis tyd wat jy met die Vader kan gesels. Dis wanneer groot openbarings kom. Groot dinge, mense wat mense op jou oop bek staan en aankyk. Hoe weet jy dit? My stilte tyd. My bergtyd het hierdie openbaring gekom. So staan julle miskien nou vir bome in. Bome soek 'n koning, as verskriklike groot. Die olijfboom wat moet ek nou my olie, daar's geweldig groot in huis dit. Dis kosbaar ding. Derde afspraak met offer. Wie vir ons 'n teksie wat kan lees Romeine 12 vers 1. Hebreërs 13 vers 15, ons is amper klaar. Ja, maar ek het nog tyd vir 11 uur. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende,
heilige en aan God welgevallige offer. Ja. Dit is 'n hoor. redelike God. Dis maar 'n redelike God. Dis maar klein, ja. Ja. Dis julle redelike godsdienst. Dis gee jou liggaam. Nie, God wil hom nie vernietig. Nee, dis anders wat maak jy nou hier as God die ding wil vernietig? Nee. Hy wil hom net afbreek. Hy wil net afbreek dat jy moet lyk soos hy. Nou dat Jesus mense. Begeer ons nie daarna. Amen. Jesus man, dis tog ons hart moet daarna begeer. Wat sê Hebreërs 13 vers 15? Wie is dan wonderlik dat die Bybel al die antwoorde het vir alles. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Dat ons gedurig aan God lofoffer bring. Eer aan God. Aardse besittings prys te gee vir aanbidding, vir alles, aanbidding. Here, vat wêreld Satan, vat. Tyd met God is my baie belangrik. Vat af. Ek wil met God. My aanbidding is dis ons bid, en dis sing, en dis man, dis alles. Versaai hom net oor te gee. Iets kosbaar moet prys gee vir 'n baie hoër doel. Wat staan tussen jou en jou aanbidding? Wat is daar? Ons het ons gepraat van waar jou skat is, daar is jou hart. So waar staan jou hart? Wat moet ek prys gee sodat my skat weer by die regte plek kan wees, my hart weer by die regte plek kan wees? Om van jou goed ontslae te raak, al maak jou geen wins nie. Jan, jy moet nou. Ek wil alles weggee. Hy gee alles weg. Yes, hy gee alles weg. Ja, ek wil my draai maak. Ja, nee, maar ek kuier gereeld daar so in die mens. Om net weg. Ek en Christine toe ons van die reep af. So van die goed het ons gekoop. Laat as ek kom lyn net die klop. Dis TV's en sit aan besit. Ek het van al. Jy weet mos hoe ons hier aangekom. Met ons kleertjies. Wonderlik. Jy sien dan maak jy saakie. Dit maak die laaste afspraak met die dood. Lukas 9 vers 23. Wie van Lukas 9? Of is 'n bietjie souer om hom te lees? Pastoor, kan ek ietsie sê op by die vorige een? Ja. Die Vader my nou geroep het hy my so stap vir stap gevat om los te maak. Gee jou man vir my. Sit hom op die altaar, nie gee hom vir my nie. Sit hom op die altaar. Amen. Gee jou huis en sy inhoud vir my op die altaar, want as hy op die altaar is, gaan hy verbrand word, is hy weg. En laastens, gee jou kinders vir my. Ek het 2 dae geworstel met daai ene, gee jou kinders vir my. Amen. En dan is dit nie net jy gee jou kinders en jy gee jou kinders, ongeag wat En dan moet jy terugstap. nou moet jy teruggaan, ongeag wat jy deurgaan. Want hy wil net vir jou as disipel hê om uit te sien. Presies. Dis dier. Wie het gepraat van wie se kind wat ons gepraat het van iemand se kind wat oorlede is. Ons 'n baba wat oorlede is en wat die vrou nou vra, Here, hoekom myne? Want die Here kyk na vrou, hoekom nie joune? Werner. Alles behoort aan Werner wil dit sê. Werner, dis waar. Werner is. So dit is nie net vir ons gebedslewe nie, dis die dag wanneer ons ja sê vir disipelskap. Amen. Ja, dis soos daai vrou wat 3 seuns in die sendingveld gehad het. En toe die laaste seun ook dood sterwe in die sendingveld. En sy dan so huil wat ek ook gepraat het, gehuil het voor die Here voor die Oorsersand. En hy nou probeer troos, sê sy nee, ek huil, ja, ek is hartseer oor my 3 seuns wat oorlede is, maar ek is meer hartseer oor ek nie nog het om te gee nie. Verstaan jy, so dis wat in die bietjie nou sê. Wat jy sê vir die sending, wat 'n groot eer mens. As my 3 kinders, almal, hulle werke wil los. En die Here het hulle geroep. Die Here het hulle geroep. Baie belangrik. Die Here prys God.
Ek weet elke kind se siel. Jo, jy sê nie net sommer ja, Here. As jy nie weet, hoor jy, ek hier binnekant, want hy begin broei hier. Die Here maak hier in jou hart, maak hy 'n ding, 'n begeerte. Verstaan jy, ons het so gemors in die lewe, en ek het 'n begeerte gehad, Here, so voluit soos wat ek vir die Satan en vir mense gewys het, hoe sleg kan ek wees en hy. Want hy deur hom, of deur my vir almal gewys hoe sleg is hy. So wil ek, dis my begeerte, Here. Ek wil dit. So jy gaan deur die woestyn. Oes is ryp. Hey mense, die oes is ryp. Moenie tog dat ons eendag voor die troon van God staan en ons sing die liedjie leë hande. Mense, het ons iemand, al is dit een siel na die Here gelei. Dat ons nooit voor God leë hande moet staan. Al het jy net saaier gewees, hè? Weet wat vir my sleg is, wat ek in ons gemeente en in ander gemeentes en in dorpe en wherever ook al. Ons kom terug na saaier toe. Daar is saad. Ons weet mos van die saad wat op die harde grond eentjie gegroei, maar die groot gevaar, die saad wat die grootste gevaar is die wat langs die pad gesaai is. Wat toe hy land toe kom, pik die voel om. Daar is die gevaar. Ons hoor daai saad. Verstaan jy hoekom ek sê mense, ons moet nie kerk toe kom om Sondag kerk toe te kom. Ons moet nie teaching toe kom omdat ons nou maar dis nice en ons nou alweer sop gekry en ons lekker broodjies en daar so. Verstaan jy, ons moet werklik kom. Here, ek wil iets ontvang vandag. En ek wil iets uitgee van jou kant af. Verstaan jy? So daai saad, voordat die vyand kom om hom te kom opraak, dan moet hy klaar hier wees. En dan moet, as hy hier lê, moet ek hom nou water gee. Maar dis 'n groot probleem. Mense kom uit tradisie, kom hulle kerk toe, maar hulle hoor niks nie. Hulle neem niks in. Dis hoekom ek die laaste keer dat ek nie daar aan kan preek nie. Want die laaste keer het ek so geraas en geremoer. Want magtig man, jy het nog bloedjong, dit is een vrou. Ek sê, liewe Vader, dis 'n bloedjong vrou. Maar daai dag het ek haar wakker gehou. Haar senuwees het sy het seker gedink, hier is 'n ding wat nou mal is. Hy gaan uitsny. Dis die laaste. Want ek wil gaan slaap, ek wil nie kerk. Ek maak nog maar net, as ons mense van ons wat werklik, as jy nou nie goed voel nie, ek bedoel nie te sleg, ek bedoel as jy kan, dan halleluja. Afspraak met die dood, wat is hy? Lukas 9:23, weet hom? En hy sê vir almal, as iemand agter my aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dit beteken, jy moet sterf in jouself. As jy agter my wil aankom, is daar 'n prys. Om te sterf beteken om op te hou bestaan en te funksioneer in die vlees. Moenie vir jouself loop polse sny nie. Dis nie wat ek sê nie. Om op te hou bestaan beteken om op te hou om jou eie wil na te jaag. Om op te hou funksioneer in jou wil. Dis wat sterf beteken. Hier wat ek hiervan praat, is om my goeders prys te gee en te begin funksioneer en te bestaan in die Here se krag. Jy, om jou krag te verloor en ook jou mag, jy sal vir my net sê nie. Sien wat ek sê? Wat is daar agter paal of hoe? Wat sê jy altyd doen? Die som maak om jou oranje vriende hier deur nie. Nou daai is 'n mooi voorbeeld. Verstaan jy? Nie deur krag en geweld, maar deur my gees. Is dit nie wonderlik? Nee. Nie soos ek wat toe daar ou nie wil laat doop toe klappe kom. Maar dan moet jare terug, moenie worry nie. As ek so deurkyk, almal dan gedoop. Dis hy so verkeerde, maar die begeerte was daar, maar magtig, luister man. Ek stem saam. Amen. Ja. Dis so. So verloor jou mag en krag. Moenie deur jou eie krag
vir mense wil verander. Ons gaan dit nie reg kry. Ons sal dit nie deur mag dit afdwing. Jou godsdienst afdwing. Dit gaan nie werk nie. Mense, jy gaan jou lippe, jy gaan lyk soos 'n ou wat kardier gesê het. Jy gaan jou vreedlater van probeer om mense te oortuig. Jy gaan dit nie werk, jy gaan nie werk met die gees, sê. Om stadig weg te kwyn en permanent tot die einde te kom, beteken eintlik maar net om elke dag te sterf in jouself en dat God kan begin groei. Ja, mense, wie wil dit? Moenie dink oor ek al 25, ek weet nie eens hoe lank ek by die Here. Weet jy, ek het in Pornolle, het ek meer gegroei, 2 jaar, as wat kyk jy het met my geleer beklei. So, ek is dankbaar vir elkeen met in die veld dat ek daai woestyntye gehad, maar omdat ek nou hier 'n verantwoordelikheid het, teenoor 'n gemeente wat 'n heel ander roeping is as evangelis, groei ek hier meer as wat ek in die veld. Dat ek kan vreeslike goed getuig in kosbare dinge op hierdie pad wat wonderlik is. Dis die ding van veld. En ek het nie niks geleer nie. Ek het geweldig baie geleer. Maar hierso, omdat ek nou 'n verantwoordelikheid het en ek moet gaan stil raak by die Here, sodat ek wil nooit voor God loop staan. Wil nooit voor God loop staan. En hy sê, hoekom het jy my kinders mislei? Ek sê, Here, elke dag, voordat 'n Sondag, te sê, Here, dan sê vra ek, Here, asseblief, die regte woord vir my. U weet mos, ek vra mos nou nie 'n brood. En nou, of u gee nog my brood, as ek iets anders. Ek vra wysheid, want ek het 'n groot verantwoordelikheid. Verstaan die mense? So as ek iets sê, as daar iets is wat ek verkeerd deurgee, preek, kom praat met my, ek gaan dit onmiddellik regstel. Partykeer praat ek vinnig en sê ding. Ek sal dit onmiddellik regstel as ek verkeerd gepraat het in die woord, want ek wil nie dat iemand moet, we'll never mind as predikers, mense. En ek praat oor die algemeen, ek praat nie sommer nou van die een of daai nie, ek praat oor die algemeen. Hoe never mind is mense werklik oor dit wat God aan hulle toevertrou het. Dis mense is net predikers, is never mind. Dis hoekom ons as kinders van die Here, as jy ek is nou maar hier, maar met wie gaan gesels jy? Wat die Here oor jou pad. Jy moet die regte antwoorde gee vir hierdie persoon. Dis hoekom ons moet sterf, sodat ons hierdie kosbare woord van God stryd en mooi kan deur. Want jy wil hierdie persoon help. Jy wil nie hierdie persoon op 'n ander pad vat. Verstaan jy, man mense, so dis hoekom ek sê, as ek iewers iets verkeerd in die woord en met die teachings op, sê vir my, ek stem nie saam. Ek het geen probleem, ek sal dit onmiddellik gaan raak, ek stil by die Here, en ek vra, Here, gee vir my. Asseblief mense, moet my nie sien, as, dis dan maar arrogant werk, nee. Kom ons kyk, wat sê 1 Korintiërs 15, ons sluit die af. Dis 'n wonderlike. 1 Korintiërs 15 vers 31. Dis 'n baie mooi stuk. Ek sterf dag vir dag, broeders, en ook susters. So waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. Roem in Christus Jesus. Alles. Dag vir dag. Dis nie dag vir dag. Sê net, Here, help my om te sterf. As daar 'n ding is waarmee jy struggle, vra vir die Heilige Gees, help my om te sterf. Weet nou dan die bietjie wat sê. Here, help my dat hierdie ding op die altaar kry, dat hy uitgebrand word. En gee jou samewerk. Partykeer het die Here 'n heel ander manier hoe hy dit gaan uitsorteer as wat ons dink. So wees sensitief in die gees om te sien, God is hier besig, kom ek staan terug. Verstaan jy? Om terug te staan as die Here. Dis kosbaar. Dis gehoorsaam.
Dis wandel in die gees. Ja. Jy's wonderlike goed mense. Werklik. Ek kan werklik met soveel respek oor ons gemeente. En om Eddie ook, ek is nog nie daar by julle, maar daar is ook kosbare mense. Wat mense kan sien. Werklik. Die liefde van die Here. Want liefde kan net van 'n God kom. Ons Here hoe nagemaak het is 'n vals bedryf. As hulle eers vir jou so druk, dan wil jy jou eintlik vrek druk. Dis hoe net so vals druk. Party van hulle eintlik jou in die keel. Ek het hulle al so gesien by die kerke. Hulle is so lief vir my, hulle lieg, maar ek het te veel gesê verkeerd, maar hulle wil in die pad soek. Dit is by my dogter gekyk. So blou. Dan dink hulle nou, prys die Here man. Ons sterf, ek sien dit in ons gemeente. Partykeer wil mense ons nou sien vinniger en stadiger of wat ook al, maar dit is vir ons nie. Dit het niks met my of met enigeen, want God is so besig in elkeen se lewe. Arbeider wat nou ingeval het, die ander sal, ons kan nie twee vergelyk nie, maar hulle het ook daar gestry. Here, hoe laat hierdie land, hierdie man het nou eers ingeval. So dit maak nie saak, God is bezig, maar hy gaan ook up to level kom. So dis die kosbare. Bly sterf nie. Bly sterf nie, dag vir dag. Bly sterf nie, dat jy iets voel. As die gees van die Here iets op jou hart lê om te sterf, sê Here, laat dit so wees. Laat dit so wees. Amen. Wie sal vir ons afsluit? Sal tannie Marie vir ons Vader, ons sê dankie vir die groot genade en liefde. Dis deur die genade van U dat ons vanmôre hier is. En elkeen van ons